potential for you to be an alcoholic or drug abuser is there. Someone, I watched a sermon the other day on YouTube. And that pastor said, and that pastor also was, when he was younger, involved in drugs and alcohol and stuff like that. And what that pastor said, it's in South America. I'm not sure it's Colombia or wherever. Wat hy pastoor sê, hy het met 'n gevangene in een van die wêreld se gevaarlikste tronke gepraat. En daai misdadiger, daai moordenaar sê, toe as hy reeds bekeer het, toe nou reeds al bekeer en hy is toe nou pastoor. Sê daai gevangene vir hom, you are 10 steps away. Each one of us is 10 steps away of becoming a murderer. Elkeen van ons. You are 10 steps away of becoming a murderer. Dink daaroor. Dink daaroor. Die ou werk op jou kerk, die ou maak jou kwaad, jy koch jou terg, jy beklem jou elke dag. En jy raak kwaad. En jy bedaar. Morgen doen jy weer dieselfde. Jy raak kwaad. En het gaan aan, en het gaan aan. Op een dag kan jy nie meer doen. En jy raak so kwaad. My man, 10 steps away from becoming a murderer. Ons allemaal, elkeen van ons, all depends on the choices we make. That lady told me, she said to me, Brother Henry, ons is allemaal potentiële alcohol en dwelmmisbruikers. Maar kom ons gaan voort met die program en ons gee dan nou vir sy noem maar self die karaoke queen van September. Kom ons gee vir haar 'n geleentheid om vorentoe kom en ons te vergas met die tempie. Gee vir haar 'n daverende applaus. Ja, kom. Those man was making the music very out. Souls is down.
Met engel. En sy is die 1/3 van September Wellness Center. Sister Linda, ek sal graag vir Sister Linda ook wel. Sister Linda, ek wil graag vir Sister Linda ook. Ons is nou op die oomblik is ons aan die einde van hierdie siklus. Ons hoop om vorentoe weer befondsing te kry, maar op die oomblik gaan dit ons laaste event wees. En ek wil graag by hierdie geleentheid ook vir Des en vir Sister Linda wil ek baie dankie sê vir hierdie 6 maande wat ons kon doen. Vir hierdie 6 maande wat ons hierdie paadjie kon doen. Sister Linda, los maar eers die voorspoor, almal weet jy sal die hardwerkende vrou. Des, kan jy asseblief ook net vir 'n oomblik weer met hom aansluit. Dit is Sister Linda, dit is die 1/3, en dit is Des, dit is die ander 1/3, en ek is maar die
Maar dit is die spannetjie wat ons is. En Suster Sharon, kan jy asseblief opstaan? Kan jy asseblief? Sonder haar kan ons ook maar nie veiligheid is. Sy is die maatskaplike werker wat saam met ons die paadjie geloop in hierdie 6 maande. En ek wil vir hulle 3, wil ek sê baie dankie. En bid daarvoor dat ons weer befondsing het. En ek wil uitreik na Antisie. En ek wil sê Antisie, onthou, as ons weer befondsing kry, julle gaan nie weer uitraak nie. Ons moet hande vat, ons moet by mekaar kom. Dat ons hierdie dan saam doen. Wat in September toe in die wêreld in die hand is. Dis nie 3 of 4 mense. Samelewing. Dis mense mekaar. Kan ons vir hulle 3 en daarmee en dan gaan ons nou voort en ons vra vir Suster Sharon om van haar kant af, van social development se kant af, dat ons bietjie te praat oor hierdie evil, alcohol, dwelms, maar soos ek vroeger genoem het, dit is 'n holistiese benadering. Ons kyk nie na alcohol en dwelms, ons kyk nie na gesinsgeweld, ons kyk nie na gender-based violence, ons kyk holisties daarna, ons kyk die verband tussen hierdie dinge. En Suster Sharon, goeiemiddag aan die almal. Ek wil net vir broer Ren sê, gedeelte kom van social development af, in die vroeë jare, maar ek is huidiglik social worker in private practice. Dis okay. Ek wil begin om vir u beriggie te lees. Geen vrou of meisie verdien om ooit geslaan, aangerand of mishandeld te word deur die man of geliefde in haar lewe nie. Deur geweld te gebruik word enige liefdesverhouding dadelik afgebreek. Daar's 'n ander manier om probleme op te los. Dit is die woorde van 'n jong vrou wat 'n jaar lank die slagoffer van jaloesie en mishandeling in 'n liefdesverhouding was. Die verhouding is beëindig. Elke woord hiervan word opgedra aan alle vroue en jong meisies wat vasgevang voel in fisies mishandelde verhoudings. Sy skryf: Ek is lief vir jou en wil jou nie verloor nie. As mens het ons almal 'n hinkering om aanvaar te word en liefgehad te word. Gee hierdie woorde om egter 'n rede om aan my te slaan. Soveel mense het my gewaarsku om so ver as moontlik weg te bly van hom af. Niemand het egter gesê hoekom ek van hom af moes wegbly nie. Ek moes uiteindelik tevrede wees met 'n rede wat ek self uitgevind het. En dit was dat ek as slaansak gebruik is. Ek is egter die tipe mens wat glo in ander se potensiaal. As ek hom wys dat ek in hom glo, om voorstel in die mooiheid van die lewe, sal hy verander. Dit is as gevolg van hierdie vasberadenheid en dat ek regtig baie vir hom omgegee het, dat ek bereid was om die portefeulje as slaansak te bekleed. Geniet ek dit om pyn te ervaar? Nee. 1 jaar en 2 maande het ek gehuil en steeds sy gedrag by ander probeer verdedig. Ek het gedurig my blaumerke weggesteek, voorgegee dat ek my enkel verstuit het of dat iemand anders lomp was. Die keer het ek egter te ver gegaan. Hoe slaan jy iemand amper dood en hardloop dan weg? Gedrag van liefde? Na jou laaste gedrag van liefde het jy my fisies en emosioneel deur jou geblaas. Ek het my God begin verafskeid. Wat het ek gedoen om dit te verdien? In my gebede het God vertel dat hy vir my eie voetspore geskryf het.
Ek het gevoel asof ek self elke voetspoor alleen geloop het. Maar dit sy ander verstand toe ek die eindpunt bereik het. Toe ek terugkyk op my lewe, het ek gesien dat elke spoor wat ek geloop het my toets weerspieël. My pyn, my hartseer, my geloof, die kind wees in my en die sterker ek. Nou is ek 23 jaar en trots op die persoon wie ek is. Hiermee doen ek 'n beroep op alle vroue en jong meisies. Jy verdien nie om geslaan te word nie. Indien jy geen uitkomkans gesien het nie, het ek goeie nuus. Jy is nooit alleen nie. God weet van jou hartseer en daarom het hy ondersteuningssisteme geskep. Al wat jy moet doen, is om op te staan en te sê, help my. Die jong meisie wat hierdie berigie geskryf het, is die vrou wat nou hier voor u staan. En enkele jare nadat hierdie berigie geplaas was ek iewers waar ek gewerk het, gesit in 'n polisiestasie as maatskaplike werker. Ek het gewag om die stasiebevelvoerder te sien, want daar was hulp wat ek nodig gehad het met een van die gevalle wat ek kan hanteer. En hier teen die muur is 'n afdruk van my storie, jare daarna. I've been a social worker for 17 years, and over the years I've met and dealt with a lot of women, each one having their own story to tell. And women getting beaten by their husbands for being barren. Young girls seeking a sense of belonging and unfortunately finding themselves in relationships where they get beaten. Nou, in die vorige 2 programme wat ons gehad het, I used 2 phrases and I'm gonna do it again. I'm gonna use them again today. It takes a village to raise a child, and I'm not my brother's keeper. Steven het dit nou 'n bietjie aangehaal. It takes a village to raise a child. In my era ook, as my ma by die huis kom, dan kom Tannie en sy sê, hulle het dit gedoen, ek het alreeds myne geslaan, en voordat ek nog my storie kan vertel, kry ek dit sommer net daar. Want in die straat waar ons was my kind jou kind, en jou kind is my kind. It takes a village to raise a child. And I'm not my brother's keeper. If I'm not suffering, if my child is not suffering, it has nothing to do with me. Why should I get involved? Kyk hoe sleg is hulle. I'm not my brother's keeper. That's their story. En vandag, I want to add one more to it. The serenity prayer. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Voordat ek gegraduate het as social worker, het ek 'n bietjie gesukkel om my studies te voltooi. And being young and ignorant, I call it, I struck a deal with God. Ek het probeer om met die Here te onderhandel en gesê, Vader, gee my asseblief my graad. En ek beloof om trane van vreugde te bring tears of joy. Om te help bou aan die koninkryk en om die evangelie te verkondig. En soms is 'n mens so vasgevang in jou eie storie, dat jy vergeet wat die kern is. Getting up each morning and asking, what is it that I can do today to help somebody? Wat kan ek vandag doen om iemand te help? En soms wat nodig is, wat 'n storie nodig het, is net 'n oor, 'n skouer, of 'n aanraking, or just a gesture of showing up. Maar ons vergeet wat die kern is, because I'm not my brother's keeper.
takes a village to raise a child, but I'm sorting my own children. And then we come to the serenity prayer. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Hierdie enetjie het ek gebruik, paar jaar gelede, terwyl ek in Bosmansburg gewerk het. En daar was 'n paartjie wat, geval wat ek hanteer met 'n paartjie, both of them alcohol abuse, domestic violence, being present in the household, en 'n 9 maande oue baba. And having the best interest of the child at heart, moes ek die baba verwyder uit die ouers se sorg uit. Was vir 'n tydperk van 3 maande. En in die 3 maande het ek nog steeds die ouers geneem na om die baba te besoek. Ja, om die baba te besoek en die bond te behou tussen ouer en kind. En dit het goed gegaan, dit het goed gelyk op die oog af. Beide het minder begin drink, they got involved with the programs that we had. Dit het net, ek het uiteindelik by die verslag gekom, to compile the report for the court and recommend to the presiding officer that we can place this child back in the care of the parents. En dit het verander. En 'n maand nadat die baba teruggeplaas is, Mama het goed begin lyk, sy het goed versorg gelyk. Something bugged me. There was something that I couldn't quite put my finger on. En ons het skaars die 2de maand ingegaan. Ek kry die nuus het selfmoord gepleeg. En I had to remind myself, accept the things you cannot change, Sharon. You conducted the home visits, you did regular check-ins, but when you close the door, you start your car and you drive away, jy weet nie wat agter die deure aan die gang is. And I knew she was getting hit by her husband. I knew she got beaten up. And eventually, she lost identity, she lost her self-worth. Sy gekom by die punt waar sy gevoel het, of kans gesien het om 'n baba sonder haar te laat groot word. The courage to change the things you can. That's what I tried to do. But uiteindelik moet jy jouself ook by die wisdom path bring. And remind yourself that it takes a village to raise a child. And what I'm going to make of I'm not my brother's keeper. And eventually getting up in the morning with a serenity prayer, asking myself, what is it that I can do today to help somebody else? My story het lank al 'n einde gekry. My jare gevat. This is actually the first time I've been carrying it in my Bible since forever. But this is actually the first time that I'm disclosing my story. Maar om in 'n polisiestasie te sit en jou storie en afdruk te sien, etlike jare daarna, does something to a person. En ja, dan wil ek vir julle sê, domestic violence, it tears families apart. It tears families apart. En is elkeen se verantwoordelikheid om na homself of haarself te kyk en op te staan en te sê, what is it that I can do today to make a difference? So, ek weet nie, as die groot man na bo tevrede met my, ek moes dan nog gesê, die deel gestryk en gesê, gee my die graad en ek gaan die evangelie verkondig. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Amen. I didn't expect that. I didn't expect that. Sister Sharon. Marcel.
Dit was een, dit moet kaartskap worden. Nee. Om hier kom staan en dit wat ons deel met ons. Dit moet kaartskap worden. Dankie daarvoor. Dankie dat jy vir ons in die vertrouwe kom neem en dit met ons gaan doen. Dan maak het ons hart seer. Dan die tyd se woordage, die res is daar. En dan Steven my sê, samenlewe, mense, zienskyk in mekaar. Ons woon nie op 'n eiland, jy woon nie alleen daar op 'n eiland. Jy bly saam met 'n saam. Dan gaan jy terug na die woord van die Here toe. Naaste, liefde. En ek glo nie een van ons wat hier sit vandag kan sê, ek ken nie 'n dwelmverbreker, ek ken nie 'n alkoholist, ek ken nie 'n vrou wat mishandel word, ek ken nie 'n man wat mishandel word, ek ken nie kinders wat mishandel word. Almal ken iemand. Wat ek reis ek ken iemand wat aan die kos. Almal van glo ken een of ander familieprobleme. Kan. Skille ons wil nie sien nie, ons wil nie hoor nie. Ons wil nie betrokke. Dis my probleem. Dis my probleem. Don't worry. Maar elkeen van ons word geraak. Jy weet, as jy saans gaan lê, en saans gaan slaap, maak jy jou deure toe, jy sluit jou deure, jy sluit die sekere die kyk, die kerk, alarm is hand in die kerk, sê alarm, die kyk, hoekom? Omdat die gemeente bang is, die kerk kan kom ingebreek word, omdat hy as huisinwoner is, bang is, jou huis gaan ingebreek word, jou goed gaan omsteel word, en dan verkoop word, vir dwelms of alcohol of drank. Jy word geraak daar. Ek sê, ek word nie geraak nie. Alcohol, dwelms, HIV, verstaan hierdie goedes, is elkeen van ons se baby. Dis ons probleem. Dis nie daarom wat die dwelms verslaaf is, of daarom wat die drank verslaaf is, een probleem. Dis die gemeente, die gemeenskap. En ons moet iets doen. Om vir die persoon wat verval is, dat vir die juk doen, vir die last, ons vir die persoon kan sê, ek is hier vir jou, ek is lief vir jou, jy is 'n kind van God, ek is 'n kind. Ja, jy het miskien die pad duister geraak, maar daaroor, nie daaroor, gaan ek wil sê nie man, gaan weg nie. Sleg, alcohol is wel afgebreid. Naaste, die vers is so. I am, takes a village. Daarmee broers en susters, wil ek vir Mrs. Pia Snapper vra voor ons haar te geef. En ek wil hê, broers en susters,
Good afternoon. Afternoon. Ik wil iets simpel doen, maar ik kan toegeven mijn kosten. Ik praat over mijn naam, maar ja, nee, ik zie. Dan is nou, wat is kan dat is wat jij niet. Ik bedoel niet zo. Als we support system. So ik denk dat maar ja, nou vast, want ik dit ook praat ik tot ik niet praat. Goeiedag. Ik is geleerd om my voor te stellen op 'n ander manier. Gewoonlik, die mense my gewoonlik geken op straat en gaat van toepak. Maar omdat ek nou in Christus is, net soos Paulus se naam verander na Paulus. Staan ek hier as Benjamin Jonathan.